Ek dink laas jaar het ek hieroor gepraat. Toe sê ek, verwysend na Suidwes-Afrika, hoe hulle daar nou hulle boorgate moet begin registreer. Toe sê ek dit het alles te doen met die Great Reset en die beperking op water, landbou, kosproduksie, elektrisiteit, the Great Reset, the carbon footprint, die social credit score. Dit het alles daarmee te doen. Nou sien ons hier's 'n nuwe stukkie inligting wat na vore gekom het, nuwe wetgewing waarop hulle sogenaamd kommentaar soek, maar hulle gaan dit implementeer. Regardless wat ek en jy nou sê. Government moves to crack down on private boreholes in South Africa. Homeowners alerted to new water rules. So hulle wil hê jy moet dit gaan registreer. According to the proposed policy, all borehole users, including ordinary households, may soon be required to register their boreholes on a national groundwater database. Nou hier het alles ook te doen met die tokenization van alles. Alles moet op die staat se legger kom en van daar af sal dit getokenize word en dan kan hulle jou eiendom vat en alles daarmee doen. Hulle kan op daai eiendom leen, hulle kan maak net wat hulle wil. Hulle wil alles op daai legger hê. Dit is water, elektrisiteit, grond, alles wat geplant word, alles sal op daai legger wees. En dan is hulle storie, dit is belangrik vir die underground water sources. Nou daar was nooit 'n probleem met underground water sources in Suid-Afrika nie, totdat die land oorstroom is met die 80 miljoen wat ingekom het. Die Bybel praat van die baie sprinkane wat die land oorneem. Voor dit lyk dit soos die tuin van Eden, en as die sprinkane daardeur is, dan lyk dit nou natuurlik soos 'n wildernis. Nou ons sien dit in Suid-Afrika. So hulle het baie stories, hulle het baie redes, alles leuns om hierdie ding deur te voer, want dit gaan daaroor, is 'n fasistiese stelsel wat inkom. En alhoewel die ding op jou naam is jy nie in beheer van dit wat op jou naam is nie. Of dit jou kar is, en of dit jou huis is, en of dit jou bankrekening is, en of dit jou boorgat is. New boreholes will require a geosite identifier before drilling. Drillers must submit technical data within 2 months. En as jy nou dit nie geregistreer het nie, kan ons jou toesluit vir 5 jaar, of dalk 10 jaar. Die ouens is baie ongelukkig, want hulle sê, die staat sukkel om die damme en die reservoirs wat hulle het, ordentlik te gebruik om die waterpype te herstel, om water by almal te kry met die bestaande bronne wat daar reeds is, en ons weet die damme is propvol. Dit is nie dat ons die laaste 7 jaar eintlik 'n probleem het met reën nie. Af en toe is dit so bietjie droog, maar eintlik is die land baie water gekry in die laaste aantal jare. Veral hier van 2018 af sien ons dat daar geweldig baie reën val en die damme is vol. So dit gaan oor die beheer en bestuur daarvan. In hierdie nasie kan dit nie beheer en bestuur nie. So nou wil hy beheer hê oor jou boorgat, sodat jy kan ekstra betaal. Kyk, dit gaan alles hier oor rand en sent. So jy het 'n boorgat, so jy moet 'n lisensie betaal, dit is waar jy net op pad is, en dan gaan hulle nog 'n metertjie op jou boorgat ook sit, ja, sodat hulle dit kan monitor, want daar's 'n groundwater crisis. Daar's geen krisis nie. Hulle create die crisis, hulle sit dit op papier as 'n crisis, sodat jy onder hulle beheer kan kom, en alles wat jy het is onder hulle beheer. Binnekort sal jou kinders ook onder hulle beheer wees. Alles moet behoort aan die legger op die staat se files, en dan sal hulle dit tokenize. Dit is hoekom ou Larry Fink, die Jood Larry Fink hier was, want dit is hulle wat hierdie stelsel inbring. Goed, Bybel sê dis die Edomitiese stelsel wat ons sien. Nou ja, die interessante ding is, hierdie ding kom natuurlik reg oor die wêreld voor. Dis nie net hier in Suid-Afrika nie. Maar nou moet jy dit vergelyk met 'n ander probleempie. Wat nou hiermee saamkom? Nou, as die feit die regering nie sy eie damme en sy eie waterpype kan bestuur nie, wil hy nou jou boorgat hê. Maar boonbehalwe dit, het ons die data centers wat inkom. Nou, die data centers are the new frontier in the global water debate, want vir hulle is daar baie water beskikbaar. Hulle soek ook baie water om al jou data, wat hulle wil stoor oor jou, daai data kos water om af te koel. En hulle het baie storieetjies, maar op die ou einde van die dag gaan dit maar oor beheer en bestuur van jou. Nou die probleem met die data centers is dat dit, the cooling challenge, most facilities use evaporative cooling to dissipate the massive heat from servers. This process consumes large volumes of fresh water daily, up to 1.5 million liters, and places immense pressure on local supplies. Nou moet 'n ou jou vra,
Nou watter shot het nou hierdie stelsel goedgekeur van AI data centers en AI stelsels en alles is op Palantir en Lavender en op Foundry, dis nou al hierdie Jode se stelsel. Pieter Thiel is 'n Jood, Alex Karp is 'n Jood, Elon Musk is heel moontlik 'n Jood, ek dink daar's sterk Joodse bande daar. So al hierdie ouens is besig met 'n stelsel, die Bybel praat van die net van die voëlvanger, wat hulle oor die aarde besig is om te span. En vir hulle is daar baie water. Maar vir my en jou is daar nie genoeg water nie. So ja, en vir die boer om te plant, om my en jou te voer, is daar ook nie genoeg water nie. Al sy water moet beheer en bestuur word, ons water, maar die AI data centers, iets wat dood is, 'n morsdood ding, die moet nou water gebruik. Maak dit vir jou sin. Dis satanies. So, as jy nou weer met data centers of die stories, of 'n ou praat met jou oor die AI en ons moet nou deel raak van hierdie wonderlike stelsel, almal op die stelsel kom, moet jy verstaan, is satanies, dis die beast-system. Hierdie wat ek nou oor praat is die beast-system. Dan is daar nog sotte wat dink hy moet wag vir 'n wegraping. Jy slaan die beast-system. Jy gaan nie weggeraap word nie. So, die ouens kla vreeslik hieroor, want die dorpies hardloop leeg, hulle kry nie water nie, die data centers suip alles op. Vir AI gevra vir 'n bietjie voorbeelde. Georgia's Newtown County, dis daar in die VSA, when Meta built a 750 million data center, dis nou met jou data op, né? Local wells went dry, residents faced $25,000 replacement bills. Dis wat dit kos om 'n nuwe boorgat te sink. Reg, Georgia's Fayette County, a developer was caught using 29 million gallons of free water, unbeknownst to local authorities. Ja, so hy suip water, toe hulle oë uitvee, toe daar lyk vir my 'n onwettige waterkonneksie. Arizona Phoenix suburbs, a proposed $2 billion project in Chandler was unanimously rejected after residents raised concern about water use in the drought-stricken Colorado River region. En so kry ons aanhoudende probleme, selfs in die Spain's Aragon region. Amazon consumes enough water each year to irrigate 233 hektaar van koring. So wanneer het dit reg geraak dat ons die water wat ons vir kos en rekreasie gebruik, die rekreasie, die ontspanningsdoeleindes van water is so minimaal wat ons dit gebruik, maar wanneer het dit reg geraak dat ouens soos Alex Karp en Pieter Thiel en Larry Fink en hierdie Allison oukie, hy's 80 jaar, hy lyk soos 'n 40-jarige, ek moet vra wat drink hy, of wat eet hy, wat hom soos 40 laat lyk, maar hy's eintlik 80, ek moet daai vraag vra. Maar die vraag is, hoe is dit moontlik dat hierdie mense, en hulle is almal van dieselfde groepie mense, né? Ons weet almal, daai ouens van die ster van Remvaan, met die ou blou sterretjie op, né? Hoe is dit dan nou moontlik dat daai ouens elke keer in beheer is van hierdie gemors? Hoe is dit moontlik? Iemand wil net vir my verduidelik, hoekom is hulle, daar waar hierdie beast-system opgerig word, is hulle elke keer die vrotkool? As iemand vir my dit kan verklaar, sal ek baie bly wees. Want as dit by die beast-system kom, en die kontrol van die humanity, en die kontrol van free speech, is hierdie ouens oral betrokke. Nou, is dit nou net toevallig, of is dit Bybelprofesie? Kom ek lees vir jou wat sê die Bybel. Jeremia 24 praat hy van die slegte vyand. Nou die goeie vyand is die boerevolk. Maar die slegte vyand wat is sleg is om te eet, waarlik so sê die Here, so sal ek Sedekia die koning van Juda maak en sy vorste en die oorblyfsel van Jerusalem wat in hierdie land oorgebly het en die wat in Egipte land woon. Dis nou daai wat oorbly daarbo, né? En ek sal hulle 'n skrikbeeld maak, 'n onheil vir al die koninkryke van die aarde. Dis 'n onheil, 'n smaad en 'n spreekwoord, 'n spot en 'n vervloeking in al die plekke waarheen ek hulle verdrywe. En ek sal onder hulle stuur die swaard, die hongersnood en die pes, totdat hulle omgekom het uit die land wat ek aan hulle en hulle vaders gegee het. Nou dis mos daar, hulle het mos gevra vir daai land, nou hulle sê mos dis hulle sin. Nou God sê hy gaan die swaard, die hongersnood en die pes stuur. Ja. Nou mense siens kan dit nie gou genoeg kom nie. Kyk, hierdie hele stelsel van data centers en al hierdie krag en energie wat hulle opgebruik is, amper soos die Matrix movie. Hoe gouer God dit stop, hoe beter.